Van nature is ons nie kinders van God nie, maar van nature is ons kinders van die toorn van God. Met ander woorde, ons is van nature mense wat eintlik eerder sy straf verdien, eerder as wat ons sy kindskap verdien en alles wat daarmee saamgaan. Goeiedag en welkom by hierdie episode van Om die Woord. Vandag gaan ons kyk na 'n nuwe Sondagsafdeling, Sondag 13. Ons kyk dan net na die eerste vraag, vraag en antwoord 33 daarsop. Om net die breë prentjie weer in gedagte te hou. Ons is besig met die gedeelte van die Heidelbergse Katekismes wat spesifiek kyk na die inhoud van dit wat ons bely wanneer ons op Sondag saam die apostoliese geloofsbelijdenis saam bely. So meeste Sondag is dit die geloofsbelijdenis wat meeste gereformeerde gemeentes gebruik. So daar is natuurlik anders soos die geloofsbelijdenis van Nicea en Athanasius wat hulle ook kan gebruik. Maar ja, baie gemeentes gebruik die apostoliese geloofsbelijdenis. So feitelik elke Sondag bely ons dan saam dat Christus die enige gebore seun van God is. Nou hierdie vraag en antwoord handel dan juist oor wat bely ons wanneer ons dit sê. Ek gaan dit vir ons dan saam lees, vraag en antwoord 33. Waarom word Christus die enige gebore seun van God genoem, terwyl ons tog ook kinders van God is? Nou die antwoord, omdat alleen Christus die ewige natuurlike seun van God is, terwyl ons om sy wil uit genade tot kinders van God aangeneem is. Ja. Nou, dit is waar ons gaan gesels. Ek dink dit raak iets nogal kern aan. Christus is die seun van God, hy is die kind van God. Nou, en ons is ook kinders van God, maar daar's 'n verskil, baie spesifieke verskil in hierdie kindskap. Nou, wat dink julle is hierdie verskil dan? Ons is aangenome kinders sonder verdienste. Christus is die fisiese, letterlike kind en hy verdien ook om te wees. Ja, ek dink die belydenis praat van die natuurlike seun van God. Ja. Dis beter woord gebruik. So skaap hoe het jy daar by byvoeg? Nee, ek stem 100% saam met Pieter. Ons is aangenome kinders, nie letterlike kinders nie. Ons is dalk in God se beeld geskape, maar beteken nie ons is sy kinders nie. Of beteken nie ons is sy letterlike kinders nie, ons is sy aangenome kinders. Ja, dis interessant ook net dat die woord natuurlik hier gebruik word, want in Efesiërs staan daar dat ons is van nature kinders van God se toorn. Dit is in Efesiërs 2. So van nature is ons nie kinders van God nie, maar van nature is ons kinders van die toorn van God. Met ander woorde, ons is van nature mense wat eintlik eerder sy straf verdien, eerder as wat ons sy kindskap verdien en alles wat daarmee saamgaan. Nou wat ook interessant is dat die belydenis 'n spesifieke ding hierso vir ons beklemtoon. Ek gaan vir julle die vraag vra en dan kan julle maar antwoord. Om wie se ontwil is ons aangeneem tot kinders van God? Mens moet in ag neem dat die katekismes gebruik bietjie ouer taal gebruik. So die vraag, mense kan dit hoor en dink, wie wil hê ons moet die kinders van God wees? Maar hoe daai in 'n meer moderne manier sal sê word is, hoekom is ons kinders van God? Wie veroorsaak dit? Die antwoord daarop is Christus. Dis deur Christus se dade wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, dat ons kinders van God is. Ja. Dit wys is God. Ja, ek dink ons moet hierdie in gedagte hou. Ek dink is in Timoteus waar Paulus dit skryf van Timoteus en sê hy dit is die wil van God dat almal gered word. Maar natuurlik werk dit nie so uit nie op grond van die boosheid van die mens. Daarom is God ons genadig en gee aan ons die wat hy uitverkies die geloof om sy kinders te wees, nee. So dit is as ek dit so verstel, nie ter wille van God, die God het ons nie nodig nie. Maar uit sy genade kies hy om ons
redding te bied, om ons uit te verkies, sodat ons nie die ewige toorn hoef te ontvang nie. Ja, om by hulle aan te sluit, Christus het ons verdienste op die kruis gedra en ons kry dan sy verdienste. En deel van sy verdienste is dat hy die natuurlike kind van God is. En dis juist daarom, omdat Christus ons verdienste gedra het en sy verdienste vir ons gegee het, dat ons nou kinders is van God, dat ons nou daartoe aangeneem is. Ek dink dit moet ook by mense 'n indruk laat daarvan dat dis nie wat ons verdien nie. Dis nie wie ons uit ons eie uit is nie. Uit ons eie uit is ons eintlik mense wat nie die vaderlike liefde van die Here verdien nie. Glad nie. Dit is alleen op grond van genade, op grond van wat Christus vir ons doen het, dat ons nou sy kinders is. Nou, maar wat beteken dit vir ons dat ons nou die aangenome kinders van God deur genade is? Ons kan dink, wat beteken dit vir jou pastoraal? Ja, nie of julle daarop reageer nie. Wel, die antwoord is dat aangenome beteken nie dat jy kry nie wat jy op verskuldig is nie. Jy kry, Galasiërs maak jy 'n groot punt daarvan, dat jy is nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind, en jy kry die erfporsie van 'n kind. Dis die eerste ding, jy aangenome beteken nie dat jy nie minder gaan kry nie, en dan ook aangenome beteken nie dat God jy sal los nie. Hy is 'n God wat getrou bly aan sy beloftes, so as jy aangeneem is tot kindskap, gaan jy kind bly. En as jy daardie dinge in ag neem, kom die troos in van dat ongeag wat gebeur, ongeag waarna toe ek gaan, ek bly 'n kind van God en niks kan dit verander nie. Ek sal die erfdeel, die ewige lewe kry. Ja. Ek dink die troos lê ook daarin dat met God as ons Vader is ons werklik nooit 'n weeskind nie. Selfs al word ons 'n weeskind deur die sterfte van ons aardse ouers, is ons nog steeds ons Vader in die hemel. So op daardie gronde is ons nooit 'n weeskind nie, is daar altyd versorging en beskerming vir ons. Ons het altyd 'n vaderfiguur. En dan nog die groter troos daarop is dat hierdie Vader wat altyd daar gaan wees, is tot in ewigheid daar, en hy is almagtig. Hy is buite tyd en hy het jou verskriklik lief, nee, onverdien, ja, wat is die mooi woord, onverdienstlik lief. Bedoelende dat daar's niks wat jy hoef te doen om daardie liefde te verdien nie, om daardie genade van God te verdien nie. Baie mooi troos in daardie aspek. Ja, nee, op grond van dit wat Christus vir jou gedoen het, is jy nou 'n kind van God. En niks kan dit ooit van jou wegneem. Ek dink baie keer wanneer 'n gelowige deur 'n swaarder tyd gaan waar hy voel hy's ver van die Here af, of iets is dit waar hy voel hy rebelleer teen die Here of hy probeer weghardloop van die Here af, moet ons altyd onthou dat ons is kinders en ons is in sy huis. Dit kan dalk voel asof ons weggehardloop het, dit kan dalk voel asof ons buite op die straat rebelleer of wat ook al, maar dis eintlik nie die geval nie. Ons bly sy kinders en niks kan dit ooit van ons wegvat nie. Ons bly 'n kind in sy huis. En dis 'n groot genade. Skus, skalk jou kat lekker. Dis 'n kat in jou huis daar, ja. Ja, in geval. Nee, so dis dalk 'n bietjie van 'n korter video hierdie ronde, maar tog 'n baie belangrike een met 'n baie besonderse, genadevolle, troosryke perspektief daarop. Ons is kinders van die Here as gevolg van wat Christus vir ons gedoen het. Ons is daartoe aangeneem. En nou wanneer die Vader na ons kyk, sien hy nie ons in ons sonde raak nie, maar hy sien sy seun raak en wie hy welbehaag het en niks dit ooit verander het. En hy is nou ons Vader en ons het nou hierdie wonderlike vader-kind verhouding met die almagtige Skepper van alles. So ja, ek dink dit is min of meer hierdie episode. Hy is 'n bietjie korter, maar ons hoop om julle volgende week weer te sien en baie dankie. Ja, dis soos hierdie kat, nee, dat sy kan hoe stout wees, hy gaan nog steeds lief wees vir haar.
Ja, maar Joel vandag was hy stout. Ekskuus hoor dat julle. Geen kommer nie. Nee, die kijkers zullen waarschijnlijk het geniet. Nou ja. Wat sê pap in ons kaal? Nephili is Hebreëus. Ek kan nie onthou vir wat nie. Ek dink dit is soos mis of iets soos dit. Okay. Nee, ons sê dan baie dankie aan Nephili, Skalk en Pieter dat hulle ons hierdie episode vergesel het en mag julle nog 'n lekker dag verder hê. Ja, hele buurt Digo. Ja, mooi. Dankie manne, veilig bly. Dankie. Dankie julle. Waar lê Bellona? Kijk, daar is hulle bijna op die kussing direct. Ons Dat is hulle in die blooper. Zoom in. Zoom in. Dan gaan we fix die werk en opke. Well, ek het 'n bietjie meer. Doen jy wys van dit? So jy wys nou al wat daarna doen. Ja, my wysvinger doen dit ook. Dag 13. Ons kyk dan op net na die eerste vraag. Nou hierdie gaan dit vir ons dan saam lees. Vraag en antwoord 33. Waarom word Christus die eniggebore seun van God genoem, terwyl ons tog ook kinders van God? So Skalk wil jy ietsie daar byvoeg. Ja, dis nie wat ons verdien nie. Dit is nie wie ons uit ons eienders is. Nou, maar wat beteken dit vir ons? Ja, nie of julle daarop moet reageer nie. Dat jy nie minder gaan kry nie. En dan graag waarna toe ek gaan. Ja, ons bly 'n kind in sy huis. En dis 'n groot genade. Skielik ons sonde raak nie.